Kan ek 2 regstellings maak voordat ons aangaan? En ek wil dit maak want ek is bang iemand wat gehoor het dit gehoor en dan dink hulle, so daar's 2 regstellings wat ek wil maak vanmôre voor ons begin. Die eerste regstelling wat ek wil maak is, ek het gesê, ons weet nie of Simon 'n vrou gehad het nie. Simon het 'n vrou gehad en Paulus maak melding van haar en ek gaan nie nou daaroor uitbrei nie. So ek wil net myself korrigeer. Ek het daar ergens in my preek gesê, ons weet nie of Simon 'n vrou gehad het nie. Hy het wel 'n vrou gehad. Okay, so daai. Die tweede een wat ek 'n regstelling wil oor maak, is oor my uitlating rondom die vas en mense wat in die begin van die jaar gevas het. Ek dink dit was baie onsensitief van my om te sê mense het net dalk gevas omdat hulle na die vakansie baie eet. Dit is onvanpas. Ek vra om verskoning as ek iemand benadeel het of te nagekom het met my woorde, want lewe en dood is in die mag van die tong en so ek vra om verskoning as ek iemand te nagekom het, wie ook al luister. Dit was nie my bedoeling nie, so vergewe my. Het is baie keer moeilik om na jouself te luister na jy iets gesê het. Maar daar's niks so bevrydend as om net te sê, ek het 'n fout gemaak, vergewe my. Ons maak foute. Ek maak baie foute. So ons het verlede Sondag het ek ons journey, ons lydingstyd reis ingelei, vreemdeling tot volgeling. En vanmôre wil ek graag begin met die woorde van God aan Jakob, maar eintlik weet ons Jakob het eintlik Israel, want Jakob het Israel die volk geword. God se woorde aan Jakob, aan Israel, maar ek wil hê jy moet dit vanmôre so bietjie jou eie maak. En dis in Jesaja 43 vers 1, waar God vir Jakob, vir Israel sê, maar ook in besonder vanmôre vir jou en my sê, ek het jou by die naam geroep. Jy is myne. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Hoe laat hierdie woorde jou voel vanmôre? Wat beteken dit vir jou? As jy dit jou eie maak, ek het jou by die naam geroep, jy is myne, sê God. Wil jy vir 'n oomblik net daaroor dink? Wat beteken dit vir jou? Hoe laat dit jou voel? So, voorverlede week praat ek met iemand en sy vertel vir my van haar seun. En sy sê, hierdie seun wil graag vir homself en sy nasate, hy's nog nie getroud nie, wil hy graag 'n nalatenskap, 'n legacy los. Iets wat hy nie gekry het nie, hy het dit nie geërf nie. Maar hy het hierdie begeerte om 'n nalatenskap te los. Vir hom is dit 'n boerdery. Het jy ooit gedink jy wil deel wees van iets groots? Kan ek jou vra, hoe lyk daai iets groots vir jou? Vir daai jong man was dit, hy wil graag 'n boerdery. Hy sien dit as iets groot. Hoe lyk dit vir jou? En miskien sit jy hier dan dink jy, ag nee wat, ek is nou te oud, ek droom nou nie meer van iets groot nie. Maar dink bietjie terug toe jy jonger was.
wat was daai droom? Daai iets groots. So Woensdag wat verby is, as Woensdag die 18de Februarie, het ons begin, nie net ons nie, reg oor die wêreld, gelowiges, het begin met 'n 40 dae lydingstydreis, 'n Lent journey. Deel van hierdie lydingstyd is vas, is aflegging, is eenkant kom, is so 'n bietjie die pause button te druk vir die gejaag van die lewe, om net te sê, ek wil net weer bietjie fokus. 40 dae sonder die Sondag tot en met Paasnaweek, net om so bietjie te sê, hey, stop, haal asem, lê iets af, vas, en as gemeente wil ons graag saam van die 2de Maart tot die 22ste vir 21 dae vas, maar jy kan al, ek weet hier's al van julle wat al gevas het, ander het al begin, wat ook al, maar in hierdie 40 dae ernstig 'n tyd maak om net te sê, ek wil net so bietjie die pause button druk, die pause button op kos, die pause button op allerlei goed wat my aandag trek en my so besig hou dat ek nie kan fokus nie. En hierdie jaar, uit die aard van die saak, reis ons saam met Simon van Sirene. Daardie man wat Jesus se kruis help dra. 'n man uit Afrika, van ons eie kontinent, al is dit nou daar van die bodeel van ons kontinent af. En as jy nou hierdie week begin het met jou boekie, sal jy weet dat niks wat ek vanmôre vir jou gaan sê is iets niets nie. Jy het dit dalk gelees of jy gaan dit lees. Maar Simon se ontmoeting met Jesus in die kruis was nie beplan volgens Simon nie. Was nie sy plan nie. Simon het nie daai oggend opgestaan en gesê, wel, vandag gaan ek deel wees van iets groots nie. Ek gaan Jesus se kruis help dra nie. Ek dink nie in sy wildste drome was dit eers in sy gedagtes nie. Ek dink nie, dalk het Simon eers geweet, dit gaan die dag wees wat Jesus gaan gekruisig wees nie. Hy was daar, uit die aard van die saak aanvaar ons om deel te wees van die Paasfees, die Pesach, die Passover. Nou daar word beweer dat in hierdie tyd in Jerusalem daar meer as 100,000 mense byeen was. Nou 'n aantal jare terug, en Marie en Harry was saam met ons daar, het ons die voorreg gehad om daar in Jerusalem in die ou stad te wees. Dit het baie verander, maar daar is 'n sekere weg wat hulle noem die Via Dolorosa, die weg van smart, en ons het daar gestap. Niek? Sal julle onthou hoe smal die straatjies was? Nou, imagine, in daai stad wat nie 'n groot, die ou stad is nie so groot nie, is al hierdie duisende mense. Dit moes 'n muurnes en 'n gedrom en 'n gedruis van mense wees. En nie in sy wildste drome het Simon gedink dat hy deel van iets groots gaan wees nie. Wat is die kans? Wat is die kans dat Simon van Sirene tussen, kom ons sê, 100,000 mense gekies sal word? Hoekom hy? Hoekom nie iemand anders nie? Ek wonder of jy al ooit in jou lewe gewonder het, hoekom word ek nie gekies nie, maar altyd iemand anders? Hoekom is hulle altyd gelukkig? Hoekom word hulle altyd gekies? Ek dink toe aan so
ek dink ons het almal al in ons lewe daai verwerping beleef, jy weet, as daar twee groepe is en ons gaan nou sokker of rugby teenoor mekaar speel en ouens word gekies as die kaptein, dadelik word jy nie gekies as die kaptein nie. Dis eintlik gewoonlik die en dan moet daai twee kapteins die spanne kies. En die eerste ou wat jy kies, dan kies ek. Die eerste ou wat jy kies is jy kies die beste ou of jy kies jou grootste chommy. Was jy al die ou wat laaste gekies was net omdat niemand jou wou gehad het nie en jy was die enigste een wat oorgebly het. Het jy ook al gewonder hoekom is jy daai ou? Hoekom kies niemand my vir die goeie nie, maar ek word gekies vir die sleg? Het jy al gewonder hoekom gebeur die slegte goed met jou? Wat het gemaak dat Simon gekies was? Wat is die kans? Was dit per toeval? Was dit luck? Of was dit God? Ons almal sal vanmôre sê, dit was God. Natuurlik, Lech, was dit God. Hoe dan anders? Maar my vraag vanmôre is egter dit. Het Simon op daai oomblik gevoel, dis God? Nee. Daai oomblik, toe hy binne die skare is, en hier kom 'n Romeinse soldaat, en hy gryp hom aan die kraagbeet, en in hierdie oggendson sien hy daai swaard glinster op hier aan die sy van hierdie Romeinse soldaat, en hy probeer met al sy mag en mening, probeer hy wegkom. Wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom word ek gekies? Hoekom is ek in die middel van hierdie hele ding? Miskien het Simon probeer wegspartel, maar daai Romeinse soldaat het hom beet gekry hier aan die kraag, want ons weet dat die skrif sê, hy was gedwing. Op daai oomblik, dink ek, het Simon nie geglo, dis God nie. Alles behalwe. Op daai oomblik, dink ek, sou hy eerder gewens het, hy was nie naby nie. Want daai oomblik van onsekerheid, onbewus van die groter prentjie, onkundig van die idee dat hierdie deel is van iets groot, 'n groter plan, het hy eerder gedink, vandag is die dag wat ek my lewe kan verloor. Miskien het daar iets in sy kop gedraai, want sy vrou het vir hom gesê, Simon, wat gaan jy nou in Jerusalem soek? Bly by die huis. En dalk het dit hier in sy kop gemaal, jy weet, plaas ek liewer vir my vrou geluister het. Was jy al daar? Ja, plaas ek net liewer te geluister het, en net weggebly het. Was ek nie nou in die moeilikheid nie. Geliefdes, ons kyk vandag terug in tyd, en vandag is ek en jy jaloers op Simon van Sirene, omdat hy gekies was vir iets groots. Maar in daai oomblik, Dawid verklaar in Psalm 37 vers 23, in die Nuwe Afrikaanse vertaling, hy sê, die Here bepaal die koers van die mens. Die Nuwe Lewende vertaling sê, hy bepaal die rigting. Hy bepaal die koers van die mens. Hy bepaal die rigting. Die Passion sê, he establishes your every step. En nadat ek hierdie skrif neergeskryf het, toe dink ek daaroor, maklik kan ons sê, so as God aan elke tree bepaal, beteken dit dat ek nooit 'n wil het van my eie nie, en nooit self kan kies nie. Nee. Ons kies onsself. Ons maak ons eie besluite. Ons vat soms ons eie pad. Ons kies ons eie koers. Maar Dawid sê, God bepaal. En ek wil hê jy moet net iets vanmôre daarvan hoor, wanneer jy dink oor jou eie lewe. Want die vraag bly egter, wat gebeur wanneer ek en jy
onverwags met die kruis van Jesus gekonfronteer word. Dink daaroor. Onverwags met die kruis gekonfronteer word. Kan jy 'n bietjie terugdink? Ek dink daar's min van ons wat die kruis gaan soek het. Ek dink toe in hierdie week terug oor, ek het verlede week so 'n bietjie gepraat oor my ouers se bekering, maar ek onthou, toe, en ek dink ek het dit al vertel, maar julle weet ek is nou al amper 60, so my stories is beperk, ek vertel hulle oor en oor. Toe my pa nou net begin het om kerk toe te gaan, Pinksterkerk toe te gaan, was daar 'n pastoor, en ek dink miskien sal jy hom ken, of nie weet van hom, pastoor Johan Eys. Hy was baie prim en proper. Ek dink nie ek het hom ooit in my lewe gesien sonder 'n swart soet met 'n wit hemp en 'n wit dassie. Nou is my pa besig aan die huis wat ons gekoop het om te bou 'n sitkamer. So my pa het op die myn gewerk, so hulle het vroeg in die oggend begin, en dan 3 uur het hy by die huis gekom, en dan moet ons bou. Ek gaan van daai ding ontslae raak, maar ek bou nog steeds. Love 'n bouery, toe het ek dit nie gelove nie. Maar dan is my pa besig om te bou, te messel, met die stene en die dagga, die sement, nee. En dan klim pastoor Johan met sy korrige kort lyfie daar op die skafel, want my pa klim nie af nie, tyd is. En dan is my pa moetswillig gaan, dan vat hy daai steen en hy troffel en hy dagga, en dan skiet hy dan skiet dit so oor hy pastoor se soet. Maar môre is hy weer daar. En eendag toe vra hy vir my pa, hulle was nog baie oordentlik, broer Bill, hoekom bou jy so groot sitkamer? En my pa sê sonder dat hy dink, sodat julle apostolies hier kan kom uitkniel. In daai woongebied was die eerste huisdiens wat gehou was in daai einste sitkamer wat my pa gebou het. Gehou. Geliefdes, ek wil hê ons moet iets vanmôre hoor van die almag en die grootheid van God en die bepaling van ons lewens. En ek weet jou gedagtes gaan nou in 100 km/h oor goed wat in jou lewe gebeur het en goed wat dalk skeef geloop het. Bly net vir 'n oomblik saam met my. Ons het verlede Sondag gesê dat die kruis is die simbool van ons geloof. Dis die kern van ons geloof. Hierdie verlossingswerk van Jesus Christus wat nie deur krag of geweld gebeur het nie, maar deur 'n oorgawe van homself, deur die lyding wat daar plaasgevind het en die liefde wat hom gedryf het. Die kruis was nie die middel tot Jesus se dood nie. Dit was die spil, daai spulpunt van God se reddingsplan. Dit was daai plek waar sonde aangespreek was. Maar dit was ook die plek waar lyding sin gekry het en waar hoop gebore was. Wat 'n waste sou dit gewees het as Jesus aan die kruis net gesterf het. Maar daar het lyding sin gekry. Ek wil hê jy moet iets hoor vanmôre. En dis waar hoop gebore was. Deur daardie kruis het God vir ons kom wys dat hy nie op 'n afstand bly van ons menslike pyn nie, maar dat hy self daarin toetree en dit help dra. En jy gaan dit lees, of jy het dit al gelees. Dis Paulus wat ons kom herinner aan hierdie wonderlike waarheid, wanneer hy sê en skryf aan die Korintiërs, daar in 2 Korintiërs 5 vers 19, hy sê, God
het in Christus homself met die wêreld versoen. Haal die wêreld uit daar en skryf sommer net bietjie jou naam daar in, Johan. Driekus. Was nie net vir die wêreld nie, was vir jou, was vir my, sodat die mensdom 'n nuwe toekoms kon kry en dit moontlik gemaak kon word, dat hoop gebore word. Geliefdes, dis net in die kruis waar daar hoop is, en ons het dit vanmôre gesing. En verlede Sondag het ek jou uitgenooi om jou duimafdruk daar op hy kruis te sit, en as jy nie verlede Sondag hier was nie, en jy wil dit doen, daar op hy tafel is so blik, en daar's as, en jy kan net jou duim daar indruk, en dit op die kruis sit. En ek het jou uitgenooi om jou duim daarop te sit, en eintlik jou uitgenooi om in hierdie 40 dae, hierdie volgende 40 dae, wat nou al minder is as 40 dae, om net opnuut weer die kruis op te neem. Nie net as 'n fisiese voorwerp nie, nie net as 'n historiese simbool nie, nee, maar iets meer. Om weer die dieper betekenis van die kruis te besef, maar ook die gehoorsaamheid wat die kruis vra van jou en my. Ook die lyding wat dit inhou. Maar ook die roeping. Want die kruis vra van ons iets. Hallo? Die kruis gee nie net nie, die kruis vra. Die kruis vra. Die kruis vra gehoorsaamheid. Die kruis vra 'n ander lewe. En ons het vanmôre daaroor gepraat, vroeër daaronder, tussen die verskil tussen Christene en volgelinge. En julle weet dat die eerste gelowiges nie Christene genoem was nie, hulle was volgelinge van die weg genoem, want hulle was disippels. En daai groot verskil, ek wil vanmôre vir jou sê, daar's baie Christene, ons is Kwansy se Christelike land, maar die Here weet. As ons 'n Christelike land was, het ons nie nou moet goed gesukkel waarmee ons sukkel nie. Maar kom ons wys nie vinger nie. Ons word uitgenooi, so Simon van Sirene, om die kruis op te tel. God roep jou en my uit die skare uit. Hy roep ons uit ons gemaksone uit. Hy vra ons om die kruis op te tel. Nie as 'n simbool nie. Nie as ietsie wat ek om my nek hang nie. Maar as 'n leefwyse. Om te sterf vir myself. Die profeet Jesaja deel die woorde van God waar Jesaja 55 vers 8 en 9 vir ons sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle wee is nie my wee nie, spreek die Here, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee en my gedagtes as julle gedagtes. Die message parafrase sê, I don't think the way you think. The way you work isn't the way I work. En nou sê ja, nee, beslis Here, want ek kan nie altyd lekker verstaan hoe u werk nie. Nou kyk julle my so. Is dit nie ons praat as goed nie uitwerk soos wat ons dink dit moet uitwerk nie. Soos wat ons dit beplan het nie.
Hoekom gebeur hierdie ding? Hoekom gebeur dit nie so nie? Ek bid dan daaroor. Wat vir Simon daardie oggend gevoel het, as 'n onderbreking, 'n gedwonge daad, 'n ongerieflike opdrag, word 'n heilige ontmoeting. En mag hierdie 40 dae jou en my by 'n heilige ontmoeting uitbring. Ek sê dit altyd, what you put in is what you get out. If you put in nothing, you'll get out nothing. As jy wil ontmoet, moet jy tyd maak vir 'n ontmoeting. Ja, dit is maklik vir jou om te sê, ek werk, ek weet. Los bietjie van die goed wat ons aandag steel, ons tyd roof. Dit was so lekker. Ek en Breggie was hierdie week alleen by die see, en daar by daai woonstel van my sussie is geen TV nie. Ons het die mooiste TV gehad, so big screen, jy hoor hom so Dan sê jy, ek wens ek was jy. Ek wil net by die see wees. Die Here weet waar ons elkeen is, en hy is bereid om ons daar te ontmoet. Selfs al is dit langs die Via Dolorosa, die weg van smart. Ek sê dit met opset, want dalk voel jy vandag, jy is op 'n weg van smart, en ek wil vanmôre vir jou sê, dis selfs daar, waar jy die kruis en Jesus kan ontmoet. Ek moet klaarmaak. In hierdie oomblik van Simon se ontmoeting met die kruis, leer ons dat God dikwels deur onverwagte paaie werk. Ek gebruik maar die woord pad hier met opset, die weg. En dat deur gehoorsaamheid, selfs wanneer dit ons onkant betrap, die deur oopmaak vir soveel meer. Kan ek dit herhaal? Dis dikwels deur hierdie onverwagte paaie wat God werk, maar dit verg gehoorsaamheid, selfs wanneer dit ons onkant betrap, kan dit 'n deur oopmaak vir soveel meer. Die vraag is ek en jy gereed? Is ons gereed vir hierdie pad van oorgawe, wat soms 'n pad van vernedering is? Van selfverloning, en uit die aard van die saak, van gehoorsaamheid. Waar ek my eie wil, my sekerhede, my gemak, doelbewus prys gee, sodat ek die lewe en die krag van God kan ervaar, en dit sigbaar kan word in my lewe. Ek lees in hierdie week, nou moet ek net 'n bietjie watertjie sluk. Ek lees in hierdie week oor baie mense wat geskryf het oor die betekenis van lydingstyd en lent, en waaroor dit gaan. En van hulle sê, moenie dit sien as 'n tyd van straf nie, of van swaar nie. Sien die blydskap daarin. En miskien dink jy, as ek nou moet iets prys, as ek nou moet vas, as ek nou moet kos los, of ek moet nou bietjie die TV los. Het gaan nie oor wat jy kan los nie, het gaan oor wat jy kan vind. En ek wil jou aanmoedig, bou vir jou in hierdie tyd 'n ritme, 'n ruimte, kry vir jou 'n plekkie. 'n plekkie waar jy gefokus kan wees. Daai kruisie wat ek laasweek, ek gaan nou terugkom na hom toe. Daai kruisie wat ek vir jou laasweek gegee het, daai spekboompie.
Dink wat vir jou in die begin van skryf jou plekkie. Miskien moet jy net vir jou 'n kersie kry. Steek die kersie op. Kan ek net nou lag ek net dit vir jou vertel want dit was 'n glad nie gister snaaks nie, maar dit nou is dit snaaks. So vat my vrou 'n kersie saam om te brand en haar hele woonstel is dan nie vuurhoekies nie. Ons koop toe eventually vuurhoekies. Sy traai die kersie brand, maar weet jy die kersie die waaiers waai die kers dood, is so warm, die kraaie gaap, so los die kers. Maar Breggie besluit toe, sy bring 'n boksie vuurhoekies huis toe op die vliegtuig. En gister toe ons incheck, gaan die vrou deur die hele lys en sy sê, "Do you have matches?" En Breggie sê, "Ja." Ek dink, "Why didn't you just keep quiet?" Hulle gaan ons nog nooit binne daai tas met al daai goed. Daai hele 21 kilogram se goed, daai boksie vuurhoekies sien nie, want ons check dit in. Maar my vrou is so eerlik, maar weet jy wat? Die cable tie moet afgeknip word. Die tas. Die embarrassment. Okay, wat vat nou? Sit net vir jou 'n kersie, maar vat net vuurhoekies. Kry vir jou 'n plek. Maak 'n ruimte. 'n Ruimte. Jesus het gesê, gaan in jou binnekamer en sluit die deur. Gaan nie so seer oor jou kry net vir jou 'n plek waar jy net kan vertoef. Kry 'n tyd. Vanmôre vroeg, toe sê ek al vroeg hierso, en ek sit met my joernaal en ek sê, Here, terwyl dit nog stil is en voor die gewoel in die gewerkskaf en ek nog die mossie kan hoor en die duif kan hoor koer, wil ek net vir 'n oomblik vertoef. Maar jy weet, hierdie brein op 'n Sondagoggend maak so. Ek moet alles onthou. Ek moet nie iets vergeet nie en dan moet ek nie nonsens praat ook nie. Dis nog nie moeilikheid. Maar voor die wêreld jou insluk. En as dit moeilik is vroeg in die oggend, voor die wêreld tot stilstand kom of jou wêreld soek. Okay, het ek genoeg gesê oor dit? Okay. Geliefdes, ons soek altyd die maklikste uitweg. My Google Maps het tot 'n opsie the fastest route. Die kruis het nie 'n vinnige roete nie. Die kruis het 'n roete van aflegging. Een kant kom, neerlê, los. En in Matteus 16 vers 24 in die Nuwe Lewende Vertaling sê Jesus dit so mooi. En ek het nodig om my eie ek prys te gee. Die kruis op my skouer te neem en agter Jesus aan te loop. Is ek en jy bereid om die kruis so te ontmoet? Week 1, dag 1, vra van ons 5 goed. En as jy na my blaadjie kyk, sal jy sien ek het net 4 plekkies oopgelos. Hy vra, en jy gaan kyk in jou boekie, of jy nou vandag kyk, of jy al dit gesien het, hy vra vir ons 5 goed. Hy vra 'n lewe wat afgesonder is, 'n lewe van liefde, 'n lewe van vergifnis, 'n lewe van diensbaarheid, 'n lewe van getrouheid. En as jy dit raak gelees het, sou jy gesien het, om lief te hê wanneer, om te kan dien wanneer, om te kan vergewe wanneer, want daar's altyd 'n wanneer, 'n ander kant. Geliefde, uit myself uit en uit my eie krag sal ek nooit hierdie pad kan stap nie. Ek kan nie die kruis dra nie. Maar Paulus sê, Jesus Christus het dit moontlik gemaak om ons wat ver was naby te bring.
Jesus was die ultimate rolmodel. En is in hierdie nabyheid, om naby te kom, om naby te wees, wat hy ons in staat sal stel om hierdie pad te stap. Is jy nog hier? En toe ek nou weer oor Simon dink ek uitlander, buitestander, miskien 'n ander ras en 'n ander kleur, iemand wat ons nooit sou kies nie, maar dis wat genade is. As jy dink aan jou eie lewe, jou eie foute, jou eie pad, sou jy dalk nooit jouself gekies het nie. Maar dis genade. God kies jou. God kies die wat ver is, om hulle naby te bring. En wat gebeur? Die kruis kom herskryf ons toekoms, ongeag ons verledes. En God se plan is voor die grondlegging van die aarde af al bepaal. Dis moeilik om my kop om dit te sit. Hoe het God voor die grondlegging van die aarde al besluit, daar sal 'n kruis wees. En in iemand se hart, daar in die Romeinse ryk, daai wrede idee by hom laat posvat, weet jy wat, dis 'n manier om mense te straf, 'n kruis. Maar hoe het God voor die grondlegging van die aarde besluit oor jou en oor my? It's amazing. Ek kyk hy see, ek kyk hy water, ek dink, Here, U sê U bepaal daai grens. Dan dink ek, maar hoekom is daar partykeer oorspoelings? En dink ek, weet jy wat, want die mense het die grens oortree, hulle het gaan bou waar hulle nie moet bou nie. My pa het altyd gesê, waar die 100 jaar vloedmerk is, 100 meter van daar begin jy eers dink om te bou. Onthou dit. Don't look for trouble. Dink vir 'n oomblik. Voor die grondlegging van die aarde het hy al klaar bepaal. Het hy ons koers en ons rigting. Ja, ons het ons pad gestap. Ons het ons voete op paaie gesit. So geliefdes, God se plan was al voor die grondlegging van die aarde bepaal. Nie die kruis, of Simon van Sirene, of ek en jy was of is vir God 'n verrassing nie. Simon het nie die kruis gekies nie. Die kruis het hom gekies. Jy het nie gekies dat God aan jou hartsteer klop nie. Hy het geklop. Hy het aanhou klop en hy klop nog steeds. En God stap soms in die dele van ons lewens in wat ons nie sal kies nie. Hy stap in daai dele van ons lewens in wat ons graag wil weghou. Dis daar waar hy instap. In daai seer, in daai pyn, in daai lyding. Want dis daar wat hy hoop wil bring. So hierdie eerste week glo ek nooi ons uit om net met 'n nuwe bewustheid te leef. En Paulus skryf aan die Efesiërs, dan sê hy, ontwaak jy wat slaap. Staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Dit het niks te doen met fisiese slaap of dood nie. Dit het iets te doen met die donkerte, die besluiering van die vyand. Want hy wil jou in die donker hou.
Hy wil jou wys maak, nee, you are beyond redemption. Nee, jou pad, is nie hoop nie. Hierdie week nooi ons uit, om net met 'n bewustheid te leef, te ontwaak, om wakker te word, om te kan sien, om die grootheid van God, sy almag te sien, die feit dat hy 'n man uit Afrika uitkies tussen 1000. Ek gaan vir Simon vra, wat was jou storie? Why were you there? Was jy net nuuskierig, of onthou ek het verlede Sondag gesê, dat kon baie goed wees. I'd love to know. Jy is nie vanmôre per toeval hier nie. Jy is hier omdat die Gees vanmôre vir jou wil sê, ontwaak, word wakker, word bewus van my grootheid, ongeag waar jy jou nou bevind. Verlede Sondag het ek vir jou so klein kruisie gegee. En as jy hom nie gekry het nie, daar is nog. Ek het hulle self gemaak, skeef geplak ook. As jy hom in jou hand hou, weeg hy niks. Maar tog is hy so swaar. Want hy vra iets van jou. Kan ek jou vra om in hierdie week ergens in daai eenkant plek van jou te sit met hierdie kruisie in jou hand? En dalk voel jy vandag ver van God se plan of doel. Voel of jou lewe op 'n syspoor is, of jy weggedwaal het. Maar laat toe dat die kruis weer die kompas wees wat jou terugbring. Jou wakker maak, jou bewus maak van God se grootheid. En laat toe dat die kruis jou teruglei na God se doel en God se plan vir jou lewe. Ongeag hoe oud jy is. Ergens elke dag kry ek en jy die geleentheid om net die handstuk of die mondstuk of die oor van God te wees. Hierdie jaar nooi ons uit om daai koneksie te wees tussen die hemel en die aarde. Daai waf, dit gaan weer terugkom. Dit nooi ons uit. Maar wat is ons boodskap? Ons boodskap lê in die kruis. Want al is dit dwaasheid vir die Jode en onsinnigheid. Nou kan ek nie eens meer daaraan onthou nie. Vir die Grieke en dwaasheid vir die Grieke en wat vir die Jode? Iets swakheid. Maar vir ons is dit die krag van God tot redding. Ons haal graag Jeremia 29 vers 11 aan en ek sluit daarmee. Luister wat sê hy. Ek weet, sê God, wat 'n gedagtes ek aangaande jou koester, sê die Here. Ja. Ek weet wat ek aangaande jou koester. God se plan vir jou lewe het nog nooit verander nie. God se plan het nog nooit verander nie. Bly dieselfde. Hy het jou by jou naam geroep. Jy is syne.
sal ek en jy in hierdie tyd net agter Simon van Sirene inval. Ons hand uitsteek en sê, ek sal die kruis dra. Want dit is God se plan. Dit is God se doel vir my lewe. Sal jy saam met my opstaan vanmôre? Vir 'n oomblik jou oë sluit. As jy vandag ver van God af voel, en jy voel jy het weggedwaal, dan nooi hy ons uit na die voet van die kruis. Hy nooi jou uit. Want die kruis is die kompas om jou terug te lei. Dan sê ek voel of my lewe by 'n kruispad is, ek by 'n aansluiting en ek weet nie wat ek kan doen nie. Ek weet nie of ek moet links nie, ek weet nie of ek moet regs nie. Wil jy nie net weer by die voet van die kruis gaan sit en gaan hoor nie? Miskien staan jy hier en jy dink, wat bly van my lewe oor? God sê, ek is nie klaar met jou nie. Ek het nog 'n doel, ek het nog 'n plan vir jou lewe. Maar wat is daai plan? Gaan sit by die voet van die kruis en hoor die stem van die een wat jou voor die grondlegging van die aarde af by jou naam geroep het. En dan, daar by daai voet van die kruis, gaan dank hom dat jy deel kan wees van iets groots. 'n Groter storie as 'n boerdery. Of maar die uitnodiging is, kom sit vir 'n oomblik aan die voet van die kruis. At the foot of the cross, where grace and suffering meet. As jy verlede week nie 'n kans gehad het om jou duim afdruk op die kruis te sit nie en jy wil dit doen, is jy welkom om dit nou te gaan doen. At the foot of the cross. You've won my heart. Now I can trade these ashes in for beauty and
kiss the feet of mercy. I lay every burden down at the foot of the cross. Trade these ashes in for beauty, and wear forgiveness like a crown. Coming to kiss the feet of mercy, I lay every burden down. I lay every burden down. I lay every burden down at the foot of the cross. Here, vanmôre is ons dankbaar vir die kruis. Dis nie net vir ons 'n simbool nie. Dis ons lewe. Ons leef in die skadu van die kruis. Here, maar die kruis moet ook deur ons lewe. En die boodskap van die kruis. Here, vanmôre is ek dankbaar dat U ons uit die skare uitgehaal het. Ons is nie meer buitestanders nie, Here, ons is nou deel van die binnekring. Here, U nooi ons uit om deel te wees van iets groots. Here, U storie is 'n groot storie. Here, en U herskryf ons eie lewensverhale, ons eie stories, sodat ons stories U groot storie kan word. Want U het nie aan die kruis gesterf vir Uself nie, U was sonder sonde. U het aan die kruis gesterf, sodat ons hoop en lewe kan hê. Maar nou nooi die kruis ons uit, om ons eie ek neer te lê, in die plek daarvan, U op te tel, U lewe, U volheid. Here, daar is nie 'n fastest route nie. Dis 'n pad van toewyding, pad van opoffering. Here, help ons om hierdie pad te stap. Here, want hierdie pad is die pad van lewe. En Here, al sluit hierdie weg soms pyn in, is dit nooit betekenloos nie. En al voel dit soms of hierdie die weg van verlies is dit altyd 'n weg wat hoop gee. Want alles wat saam met Christus sterf, lewe weer. En lewe tot in ewigheid. En daarom is ons bereid om saam met U te sterf, sodat ons saam met U kan lewe. Jesus het gesê, as ons aan hierdie lewe wil vashou, gaan ons dit verloor, maar as ons dit bereid is om dit prys te gee en op te gee ter wille van U, sal ons die ewige lewe beerwe. Heilige Gees, sal U ons in hierdie week weer herinner aan U woord, herinner aan U uitnodiging, en help ons in hierdie week bewustelik te leef. Here, te ontwaak vir die groter storie. Vader, my gebed nou is, dat U elkeen sal seën, dat die goedheid en die guns en die genade met ons sal gaan en bly, totdat Jesus kom. Amen en amen. Daar's koffie en tee, jy is so welkom te bly, dankie vir jou offergawes, jou tiendes, ek groet jou by die deur, mag jy 'n wonderlike week hê, shalom, shalom.
lewende woorde sien, vlees geword in die lewe binne my, van ewigheid tot ewigheid, sit in die hart, U is God, U is God, U is God, U is verhewe, en aarde bring U ere, U is God, U is almagtig, ons prys U grote naam, U is God, skepper, loof U, bly voel en verhoog U, U is God, U is God, niks is met U gelyk nie, U regeer alleen, heersers kom en gaan, maar U regeer alleen, magte kan maar soms doen, maar U regeer alleen, en die duisternis kan aan